Goeiedag, welkom hier so op Country Kollig, Dinsdag aand. Dis 8uur en saam met my het ek natuurlik geen onbekende in die musiekwêreld hier in Suid-Afrika nie. Ek praat met Cherie. Julle ken vir Cherie en Wynand, Wynand Strydom. Hulle is natuurlik getroud en bly daar in die wonderlike Weskus dorpie. Ons gaan nou daarby uitkom, maar ja, ons gaan 'n bietjie met haar gesels en 'n bietjie meer uitvind oor Cherie. Cherie, goeienaand, welkom. Hallo Jimmy, dit is lekker om met jou te gesels. Daar sê, nou maar toe, kom ons begin somme. Cherie die persoon nou, soos ek nou gesê het in die inleiding, julle bly daar in die pragtige Weskus dorpie Langebaan. En as ek dit nie mis het nie, julle is nou al daar vir 'n wyle, vir wat, 19 jaar daar rond? Dis 19 jaar, ja. Volgende jaar sal 20 jaar wees hier in Langebaan en ons lewe is, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar dit is regtig fantasties. Dit is lekker om die hele Suid-Afrika te deurkruis met die sang, maar dit is altyd baie lekkerder om terug te keer Weskus toe. Wat 'n voorreg om ons kinders hier groot te maak. Ja, wonderlik, wonderlik. Nou, die Weskus is natuurlik nou 'n plekkie wat verskriklik uit sy nate uitbars met die gebouery van huise en die toeval van mense. Nou, jy sal weet in 19 jaar is dit iets seker wat jy al beleef het. Jy weet van waar die Weskus was toe julle daar gearriveer het tot waar dit vandag toe is. Ek weet in al die dorpies, dit bars uit sy nate uit. Dit doen definitief, en weet jy, ek dink, ek was omtrent so 9 jaar oud toe my ouers vir die eerste keer Langebaan toe, ons het begin kamp op Langebaan. So, dit is al 'n klompie jare waar ons gesien het hoe hy gegroei het. Hy's baie gewild. Ek dink dit is so plattelands nog steeds. Weet al raak hy groot. Dit bly nog regtig klein dorpie gevoel, as dit enigstens sin maak. Maar ek wil vir jou gou sê, daar's verskriklik baie bloubulle en Vrystaaters op die oomblik hier in hierdie dorp, hoor. Ek het dit nou al gesien. Almal kom van daar bo af onder toe. Ja. Ja, dit is 'n lieflike plek om ons, soos ek gesê het vroeër, wat 'n wonderlike plek om ons kinders groot te maak. Dit is anders as die stadslewe. Dit is heeltemal anders. Weet, party daar dan gaan ons kinders kaalvoet skool toe. Dit is net. En dan natuurlik my oë, partykeer, net as ek die kinders aflaai by die skool in die oggende, as ek na die sonsopkom sien hier oor Langebaan. Dit is net ongelooflik mooi om hier te bly. Om net alles rondom my elke dag te kan sien, is 'n groot voorreg. Ja, en ek meen, jy weet, soos ek vroeër, voordat ons begin het nou met die onderhoude, het ek vir jou gesê, ek was ook daar gewees, en dit is so, ek meen die Weskus het seker die mooiste sonsondergang en opkoms wat ek al ooit gesien het, en ek was al 'n paar plekke in Suid-Afrika gewees. Dit is net 'n ander tipe, dis 'n ander tipe, jy weet, ek dink die ding wat die mense trek van die Weskus is daai absolute, daai rou, hy nog daai rouheid aan hom, verstaan jy? Daar's sekere plekke wat voel of jy die eerste persoon is op daai plek. Hy's ongerep, ja. Hy's nog natuurlik en alles is so beautiful van die Weskus, en ek dink dit is tog wat die mense trek, is dit nie? Ek dink so definitief, en nie net dit nie, ek dink ook die mense wat in die Weskus bly. Dis eenvoudige mense, dis die tipe mense wat jy wil saam met hulle braai. Ja. Dit is net beautiful, genuine mense wat hier ook bly. Sout van die aarde, ja. Sout van die aarde, en ek gaan saam met jou stem oor die sunset. Ek is obsessed met sunsets, en dit voel vir my asof die son net hier oor, partykeer oor Jacobsbaai. Dit voel vir my, hy gaan pak net hier by ons. Ja. Dis regtig. Cherie, waar het jy groot geword as kind? Ek is 'n Kaapenaar, 'n Cape. So, my jonger dae was ons in Claremont. Ek het 'n Engelse dad. So I grew up actually English. People are always so surprised. Maar my pa's Engels en ek het 'n Afrikaanse ma. My ma se haar nooienspan is Dippenaar. So sy is 'n rou Afrikaner. Ek het groot geword in die suidelike voorstede, en toe my hele hoërskoolloopbaan het ons Welgemoot toe getrek. Dis nou Bellville se area. Ek was in Settlers Hoërskool. Ja, ek is 'n Cape deur en deur. Toe ek vir Wynand ontmoet het daai tyd,
het ek mos nou vir hom gesê, as jy my wil hê, sal jy Kaap toe moet kom, want ek sal nie ongelukkig daar kan inpas nie. En hy het gelukkig gekom, hoor, hy het gekom. Ja, ja. So jy het nooit regtig, dit was nooit 'n gedagte by jou gewees om ooit miskien te trek na Johannesburg of Pretoria of een van daai groot stede toe nie. Was dit al ooit 'n gedagte by jou gewees? Was daar 'n moontlikheid gewees dat dit kon gebeur het? Weet jy, ek is so 'n eenvoudige mens, ek gaan nou eerlik wees, tot toe met die tyd wat ek vir Wynand ontmoet het, was ek baie min daarbo, dit was die begin van my waar ek begin Afrikaans besing het, weet jy. Ek was baie min daarbo, maar toe ek in Wynand ontmoet het, ons was genoeg daarbo, ons sou vir 3 maande in Pretoria gaan bly, ons goedjies doen, maar altyd terugkeer huis toe. Ja. Ek is 'n groot familiemens, so my ma bly langs my, sy kyk na die kinders. Ek dink toe ek jonger was, definitief, ek dink nie ek hoef daar te gebly het nie, want ek was amper meer daar as wat ek by die huis was, maar in my ouer dae, gaan ek met kinders, ons kan nie sonder die ondersteuningsraamwerk hier wat by die huis is nie, so ongelukkig is dit nou nie iets wat ek dink in my kaarte gaan wees nie. I don't think it's ever gonna happen. Miskien, wie weet, as ek soontoe moet gaan ek Bosveld toe hou. Okay. Dan wil ek in die Bosveld gaan bly. Ja. So ja, ons gaan nou by kom by die Bosveld. Maar voordat ons verder aangaan, so jy was op skool gewees, laerskool, hoërskool, was jy maar in die Kaap self gewees en dit is was jy sportief enigsins gewees of was jy maar nog altyd net musikaal? Nee, ek was definitief sportief. Ek het geswem op skool en ek het 'n hokkiebokkie. So ek het hokkie gespeel, dit was vir my 'n groot passie. Musiek was nog altyd vir my passie vandat ek baie klein is. My pa is natuurlik 'n basgitaarspeler, 'n musikant. So ek en my boetie, ek het 'n ouer boetie Desmond. Ons het so onder die tafels van my pa se gigs groot geword. Maar by die skool was ek maar redelik betrokke by alles. Weet ek was 'n ek het sport gedoen en die kultuurkant van die skool. Prefek en al daai klas van goed ook gewees of leerlingraad wat hulle vandag nou mos noem, was dit daar? Dit is niemand het nog ooit vir my dit gevra nie, maar ja, ek was 'n prefek. Jy was 'n prefek. Sport glo dit of nie. Ek ken as die mense wat nou rugby ken, Neil de Kock, hy het ook vir die Springbokke vir 'n tydjie gespeel. Ek en hy was die prefekte van die sportafdeling in my matriek. Ja, by Settlers. Wow, nou toe. Ja. Nou as ek wil net sê, moenie nou vir my eers vra om te hardloop nie, want ek sal seker doodgaan. So ek is nie meer die hoor. Maar jy kan daarom loop. So dit is okay. Jy kan daarom loop. Nou sê vir my Sherry, in die skool, nou as dit nie sport was nie, was daar enige ander aktiwiteite waarby jy betrokke was? Jy weet daar's nou sport, jy het gepraat van swem, maar was dit net swem gewees of was daar iets het jy maar iets van alles probeer? Nee, weet jy, my 2 sporte op skool was swem en hokkie, maar ek het modern dancing gedoen buite met aktiwiteite. Ek het op 'n musiek was nog altyd 'n groot deel van my buitemuur. Ek het begin karaoke saam met my pa aanbied oor naweke. So sport, as dit kom by sport self, was dit hokkie en swem, maar verder was daar klomp goeders wat ek het al my eie geld begin verdien op 13. Want ek wou Doc Martens gehad het. Toe sê my dad vir my, jy sal nou vir jou dan 'n job moet gaan kry ek 'n job in 'n pizzaplek en my eie Doc Martens gekoop en begin sing ook in verskeie plekke toe ek nog 'n tiener was, om 'n bietjie ekstra geldjies te maak vir daai Doc Martens. Lekker. En toe jy nou klaar was met skool, wat het jy toe gedoen? Ek meen, jy het nou gepraat van die pizzaplek. Was dit terwyl jy besig was met skool of was dit na skool gewees? Nee, dit was tydens skool. Tydens skool, jy het gesê 13, hè? Ja. Ek was 13 toe ek regtig vir my eerste job gehad het in die pizzaplek waar ek tafels skoon gemaak. En dan begin sing ek by die pizzaplek. Toe weet my pa het amper homself so toe hy uitvind ek kan sing. Hy het nie homself deur my gelewe nie, maar he encouraged it. Ek het nog altyd saam met sy bands gesing toe ek nog baie jonk was. Maar na skool, ek was 16 en 17 in matriek. So ek was eers 18 jaar na matriek. Maar my dad het vir my gesê, gaan Stellenbosch toe, gaan swat 'n BCom, dis wat ek gaan doen het.
Ek gaan nou eerlik wees, ek het 'n jaar en 'n half uitgehou, maar dit was glad nie my passie nie. Eventually het ek by 'n platemaatskappy gaan werk, Rocking Horse Musiek. Ek het my baie geshow. Na skool was my mission om elke maandag het ek vir 2 jaar by die Keg and Swan gaan sing. Okay. In Durbanweg. Op Vrydag was dit by Metropolitan, op Sondag was dit by Zizi's in Langebaan. Ek het regtig vir my innings gehad as dit kom by my eie speakers dra en my eie vertonings daai tyd op 'n baie jong ouderdom, net na skool het ek begin graft. As dit kom by die sang. Ja. Nou sê gou vir my, jy en Wynand, hoe die twee nou by mekaar uitgekom, Cherie en Wynand. Ek meen, julle is nou al huishoudelike name in Suid-Afrika in die musiekbedryf. Maar ja, hoe het julle by mekaar uitgekom? Hoe dit gebeur? Okay, kom ek vertel jou, het jy tyd? Daar's baie tyd, jy kan maar praat. Ek onthou dit was 2005 en Wynand het daai tyd daai sang Katrina uitgebring en dit was baie. So op daai stadium het ek nog net gehoor van Katrina die liedjie en ek kom daai jaar by die Springbok se blommefees aan. En dis actually so mooi want ek is 'n blommekind. Dis vir ons tussen die blomme en Springbok. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sê by die shows ook. Ek het my Cherry Roy Taz so agter die stage kom parkeer en Wynand was op die verhoog op daai stadium. En ek onthou ek weet as a new artist dis my grootste droom om op so groot verhoog te kan sing en mense, maar ek hoor sy stem en ek het net regwaar gedink, wow, hierdie is een besonderse stem. I love die musiek van die begin af, maar dis waar ons ontmoeting was, maar ons stadig maar seker vriende geword en toe eendag, you can't live with him and can't live without him. Dit was net soos een van daai dinge. Dit was nou die coolste in die kerk en toe is ons verlief en dinge het redelik vinnig gegaan, maar ek was ook, ek dink 28 jaar oud. So, ja, weet ek was, ekskuus 'n bietjie jonger, 27 jaar oud. So die tyd was reg om iemand spesiaal te ontmoet en op 30, ons het getroud toe ek 30 jaar oud was. So ek het regtig lank gewag vir my Prince Charming en ons is nou al 15 jaar getroud. 20 jaar saam en dit is nog elke dag dis vir my nog elke dag saam met hom baie lekker. Hy makes me laugh en hy verstaan my net soos ek is en ja, ons het 'n baie goeie en hy's 'n fantastiese pa vir my kinders en vir sy kinders. So ja, ek is baie blessed. En dan jy nou twee pragtige dogters? Ja. Yes, Taylor Hope is nou al 14 jaar oud en Bella Joy word amper 13. So, ja, ek kan nie glo die tyd het so vinnig verbygegaan nie en hulle is 80. Ons het nou onlangs weer vir like 3 weke weggegaan van die huis af en weet hoe ons nou vir die kinders weer sien. Ek kan nie glo hulle het so vinnig groot geword nie, maar wat so mooi is, hulle is ook weet, hulle is net gypsy souls en mooi kinders, hulle is pragtige mensies, hulle het 'n gawe gekry vir musiek ook en dit is vir my die heel mooiste op die oomblik om te sien hoe hulle nou die aand toe harmonise hulle, die tweetjies vir hulle saam, net so casually op die bank, weet jy, by die huis en dit is net so groot voorreg om so lief te wees vir musiek, maar dit nog ook met my kinders te kan deel. Ja, so, absoluut. Ons gaan begin, een van die dae gaan ons lekker musiekie saam maak, hoor. Maar ons het al gehoor van die Jackson 5, maar nog nie van die Strydom Falls nie. So miskien is dit nog op pad. Hey, die Strydom Falls, I love that. Thank you. Dit is echt, jy gaan nie hoor dit kry daai ene uit nie, hoor. Maar dankie, ek gaan hom gebruik. Strydom Falls. I love it. Daar's hy. Cherie, sê gou vir my. Ek vra gewoonlik so 'n paar random vrae, maar nou die eerste ene, ek het net so gevoel ek gaan nou my tyd mors om jou dit te vra, want ek vra altyd bos of see. Nou, ek weet waar jou hart is. So dis 'n baie moeilike ene vir my. Ek gaan see kies, want dis wat gebore is, dit is binne my murg. Ja. Maar van dit ek in die Bosveld. Ons was nou weer die naweek in die Bosveld in Baltimore.
daar is 'n ander, dis 'n ander mooi. Ek het so op die stage gestaan en jy praat van die sonsak. Dit is besonders hier waar ek bly, Ja. want dit is ons sak letterlik hier by ons. Maar in die Bosveld, wow. Dit is ook besonders beautiful. Ja, so ek gaan kies C, okay, maar moenie die Bosveld, it's a close second. Ja. En Wynand is verskriklik lief. Skus, ek wil net sê Wynand hy is so lief vir die Bosveld. Is dit? Dit is ook 'n ander rede hoekom dit vir my so beautiful is, want dit is vir hom so beautiful. Ja. 'n stuk hout. Wie sou nou ooit gedink het 'n stuk hout in die Bosveld sou mooi wees, maar dis die eenvoud ook van die Bosveld wat vir my beautiful is. Ja. Ek dink as jy same syn, jy weet daai vriende om 'n vuur of net 'n gesin om 'n vuur in die Bosveld. Ek dink net die idee dat jy in 'n Bosveld is, jy weet wat vir my persoonlik, ek was al 'n paar keer daar gewees en dit is net vir my, dis besonder. Die Bosveld het sy eie unieke trekkinge. En 'n vuur, om 'n vuur sit en 'n bietjie kuier en 'n bietjie net gesinstyd saam spandeer is besonders. Jy gaan dit nie, dit gaan nie dieselfde voel as jy dit by ander plekke doen nie, behalwe miskien op die strand, maar ja, die Bosveld het sy eie unieke trekking wat 'n mens natuurlik nou trek en ek stem 100% saam met jou daai. Definitief. Dan kom ons by die volgende enetjie, jou gunsteling kos. As ek gaan sê, as ek net een moet kies, as ek net een ding kon eet vir die res van my lewe, sou dit biltong wees. Ag, daar's ons in dieselfde bootjie. Sushi kom, dis nou weer die bos en die see, want sushi kom tweede. Hoe is dit dan weer? Okay, so hierdie keer is die Bosveld se biltong daarin bo. Biltong, ek gaan biltong kies, hoor. En as jy nou uitgaan, jy en Wynand miskien saam met die kinders uitgaan en jy kan na enige plek toe gaan en bestel wat jy graag wil hê, wat sal dit wees? Sjoe, ek gaan sê sushi, want dit is nie iets wat ek self kan maak nie. Ek is mal oor sushi, tot ons weet, ons kinders eet al sushi vandat hulle baie klein is. Ek het inteendeel vir Wynand, hy wat nou so lief is vir die Bosveld, hy het nog nooit sushi geëet toe hy my ontmoet nie, en dit is wat ek hom weer geleer het. So hy is ook mal oor sushi. So ek sal sê sushi, en as dit nie sushi kan wees nie, then I'm going for like a rump steak en chicken wings. Verstaan jy? So tipe kombinasie. Ja. Nou jy bly natuurlik in die dorp. Ek dink die strandloper is daar by julle waar jy daai, ag genade, wat het jy 10 maaltye in een wat jy kan eet so na mekaar of daar rond. Is dit 'n plek waar julle al was en geniet julle die kosse, die seekosse daarso? Weet jy wat, Wynand is nie heeltemal mal oor seekos nie, maar nee, hy's 'n rysvleis aartappel tipe mens. Hy wil as ons ergens eet, is dit either 'n T-bone of 'n rumpsteak met chips. Dit is nooit, hy gaan nooit sê, gee vir my 'n hake en chips asseblief nie. Nooit nie. Nooit nie. So gebakte boerekos, kookkos is wat hy, dan sy op sy gelukkigste. Ja, beslis. Nee, weet jy, ek en Wynand kom baie, ons het ook nou aandele in 'n restaurant self in Langebaan. Okay. So, as ons by die huis is op deesdae, ons is so min by die huis, so ek dink as ons by die huis is, ons gaan min genoeg uit restaurante toe, want ons eie huis voel net vir ons, dit is die beste plek om te wees, maar daar's nie 'n plek in Langebaan wat ons nie ken nie. Ons is baie lief vir waar ons bly, ons is baie lief vir die mense, vir die community waarin ons bly. So, ons gaan graag uit, maar ek dink die lekkerste kuier bly maar by die huis vir ons deesdae. Daar sy. En vakansieplekke, as jy nou 'n geleentheid kry om as 'n gesin weg te breek, miskien vir 'n week of 2, waar sal dit nou wees? Daai gunsteling plekkie waar die strydoms heen sal gaan, waar sal dit wees? Ja, kan ek kies Mauritius? Nee, ek joke. Nee, weet jy wat, ons Jeffreys Bay lê na in ons hart. Ek dink dit is dalk waar die son weer opkom, wat vir my so beautiful is. Maar ons het goeie vriende wat in Jeffreys Bay bly. So as ons wil ontspan, dan gaan ons Jeffreys Bay toe, dan gaan sit ons in die marina en geniet net mekaar. Daar's ook, dit is 'n kusdorpie, so daar's baie om te doen, baie om te sien.
Ons gaan braai. Dis nie iets wat ons graag in Langebaan doen nie. Dis 'n ander tipe see. Dis 'n lagoon in Langebaan, Jeffreys Bay die see. En wat besonder is, ons vriendin Stef, as ons in Jeffreys Bay is, dan gaan braai ons letterlik op die strand. Dan koop ons vis. En ons gaan braai letterlik op die strand. So ja, daai is iets vir my besonders. So ek gaan kies Jeffreys Bay. Dus ons gaan graag soontoe. Ooskaap mense is ook beautiful. En dan die bos is ook nou nie te ver agter nie, die Bosveld self. Die kinders, ek gaan nou eerlik wees, die kinders, ek het nou vir hulle gesê toe ons nou weer terugkom van Baltimore, ons moet gaan kuier in die Bosveld. Ek dink hulle was al daar, maar toe ons baie kleiner was. Ja. Maar die ouderdom waar hulle nou is, ek dink hulle gaan die bosviere, die kampviere met die gitare, ek dink het geniet. Dat hulle baie gaan geniet. So ek sê ook ja, definitief ons gaan definitief binnekort vir die kinders Bosveld toe vat en dan Namibië. Die kinders was nog nooit Namibië toe nie en ek en Wynand gaan graag soontoe. So dit is ook op ons bucketlist, Namibië ook. Okay. En daar's natuurlik baie meer as net sandduine in Namibië. Ek meen dit is ook 'n pragt op sy eie manier, is dit nie, Namibië? For sure. Ons gaan graag Windhoek toe. Windhoek is 'n lieflike plek en dan natuurlik Swakopmund. Wat vir my amper soos die Weskus. Maar dieselfde atmosfeer, dieselfde gevoel in Swakopmund. So ja, maar lieflike land met ook besonderse mense wat in die midde bly. Nou ja, daar sê ons praat nou met Cherie hier so op Country Kollig en jy het nou meer uitgevind oor haar as persoon. Net na die breek is ons weer terug en gaan ons bietjie met haar gesels oor haar musiekloopbaan. Welkom terug hier so op Country Kollig en ja, ons praat natuurlik met Cherie en net voor die breek het jy 'n bietjie meer uitgevind oor Cherie as die persoon, waarvan sy hou, waarvan sy nie so mal oor is nie, maar ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor iets wat sy regtig absoluut oormal is en dit is musiek maak. Cherie, waar het alles begin vir jou, die musiek? Okay, ek het vroeër vir jou vertel van my dad, wat 'n musikant. Weet hy vandat ek gebore is. Hy het al lank voordat ek gebore is. Hy het ook op die ouderdom van 13 begin musiek maak vir 'n ekstra geldjie. So ja, ek is in 'n baie musikale huis grootgemaak. My ma kon ek is baie goed met harmonies. Ek kan baie goeie tweede stemme doen en derde stemme doen. En dit is as gevolg van my ma, want ek onthou toe ek jonk was, sy sou staan met die musiek harmonies. So sy's nie iemand wat ooit 'n loopbaan gehad het of so iets nie, maar sy is net so lief vir musiek. Ek dink dit was seker ook 'n rede hoekom sy met my dad getrou het, was oor die musiek. So ek het groot geword onder die tafels by die shows van my pa, en toe my pa nou, wat regtig waar gebeur het was, ons was beste vriende, my ouers en die Campbell boeties. En sy ouers is beste vriende vandat ek gebore is, en ek en die Campbell boeties het begin musiek saam maak op 'n baie jong ouderdom. Ek dink ek was omtrent 7 of 8 vir die eerste keer op 'n verhoog. Op daai net daarna het my pa vir Rocking Horse begin speel, basgitaar speel, en die stigterlede Tony en Clive Ridgway. Hulle het my, toe ek 'n tiener was, het hulle my onder hulle vlerk geneem. En ek het die baie groot voorreg gehad om, hulle het musiek geskryf vir Kurt Darren, Patricia Lewis, Moby in daai jare, en ek het hulle demo sanger begin word in die studio. So ek is van 'n baie jong ouderdom af in 'n ateljee blootgestel, omdat ek kan harmonize en tweede stemme doen. En dit was vir my 'n wonderlike leerskool. Ek gaan nou eerlik wees, want ek dink daar's klomp kunstenaars wat eers na skool besef hulle wil sing en dan in 'n ateljee klim. Ek is al regtig waarvan dat ek 14 jaar oud is blootgestel in 'n ateljee. Maar nadat ek die skool verlaat het, het ek my eerste solo album uitgebring. En dit was 12 oorspronklike liedjies van Tony and Clive Ridgway. This is a beautiful album, 'n Engelse album. Ek sal nog sê daai Cherie was nog baie jonk
met groot sterre in haar oë, maar ongelooflike voorreg om oorspronklike musiek te kon uitbring daai tyd, ook 'n hele album vol country musiek wat op daai stadium was my groot liefde, was country musiek. En na dit is ek natuurlik in die hande van Who's It musiek en Select musiek, en dis waar ek 30 dae begin sing het. In 2001. 30 dae in die somer in 2001 uitgekom, en dit is waar die deure vir my oopgegaan het in die Afrikaanse musiekbedryf. Ek het daai hele jaar saam met die Campbell Boeties getoer. Hulle het op daai stadium Rooi Rock Bokkie gehad. Dit was massive. So ek het 'n hele jaar agter in die bus saam met hulle geklim en gaan toer, en dit is regtig waar deure vir my begin oopgaan het, waar ek besef het ek moet buite die Wes-Kaap. Ek kan nie net in Bellville vir die res van my lewe. Ek moet gaan toer. En dit is waar groot liefde vir roadtrips begin het. Ek is mal daaroor om in 'n kar te klim en na ander dorpies, klein dorpies toe te ry, wat vir my in Wynand baie lekker is deesdae om, soos ek sê, in die kleiner dorpies te kom, waar die mense nie noodwendig altyd na die groot shows toe kan gaan nie. Daar's 'n eenvoud vir om weer net vir omtrent 80 mense te sing. Dit is my favourite. So I don't know what else to tell you. Daar's 'n lang history. Ek is nou al 46 jaar oud, so ek sal sê my eerste solo album was in 1999. So dit is 'n leeftyd van musiek en van travel en van sing, en dit is net 'n groot voorreg om dit nog steeds te kan doen. As ek reg onthou, jy het nou gepraat van Kurt Darren. Hy is mos ook daar in die Weskus, daar in Langebaan, as ek dit nie mis het nie. Ek weet nie of hy nog steeds daar is nie, maar ek weet hy was op 'n tyd was hy Weskus toe gewees. Maar sy ma is 'n baie goeie vriendin van my, Tannie Cecilia. Sy bly in die Weskus hier in Langebaan, maar hy bly in Pretoria weer. Hy het op 'n stadium ek het in Parel toe getrek, maar he has a house. Ek weet nou nog nie, I'm not sure if he still has it, maar hy het op 'n tyd baie Weskus gekom, want hy is ook baie lief vir die Weskus. Ja. Nou sê gou vir my, Cherie, genres. Nou daar is verskriklik baie, en as iemand begaafd is soos jy, ek meen as sangeres, wat is genre? Kan jy maar enige genre, is daar 'n voorkeur met genres, of want waar lê jou liefde? Ek het begin as 'n pop. Ek is mal oor, weet, in die 80s was Madonna en Tiffany en Lisa Carlisle was my idols, weet, Mariah Carey, Whitney Houston, daai tipe musiek was nog altyd vir my tipe musiek, en ek love it om in alle genres te sing, om eerlik te wees, want ek is nie net gebonde na ene nie, maar ek was omtrent so, ek dink ek was 14 daai tyd toe ek begin studio werk doen vir Tony and Clive. Hulle het my baie blootgestel aan country musiek, maar oorseese country. Want Tony werk vir BMG, en hy het al die country musiek gekry van oorsee af, en hy het my begin blootstel aan Faith Hill, Shania Twain, Cherie Austin, Alison Krauss, Alison Moore, dis name wat mense dalk nie eers van weet nie, maar hy het regtig vir my begin sample met allerhande beautiful country musiek, en dit is waar ek verlief geraak het op country, en ek dink dit was die stories wat die country musiek vertel. Weet, ek is baie geneig om, ek was so mal oor die sad songs as 'n tiener. Ek weet nie hoekom nie, hulle het vir my laat goed voel, die morbid sad songs, en ek het altyd my favorites op die country albums was altyd daai ou trane trekkers. So ek sal sê as ek ene moes kies, gaan dit country wees wat bo uitstaan, beslis, dit is net oor die storie vertel. Nou jy het natuurlik ook, jy was ook in daai era gewees waar ou Lance James en Bobby Angels, Barbara Ray, Jody Wayne, en ek kan aangaan. Ek meen dit was, ek sê altyd daai was die goue era gewees van country musiek hier in Suid-Afrika.
voel jy dat country vandag dat daar miskien ietsie kort, of dink jy dis net 'n kwessie van dat die sangers nie daai blootstelling kry wat hulle noodwendig daai jare gehad het, en ek praat nou van die groot sangers, en dat dit miskien daar gaping is tussen wat daai tyd daar was en waar ons vandag is? Dink jy daar was 'n leemte, of daar is 'n leemte? Ek weet nie, weet jy, dis 'n baie interessante vraag, Jimmy, want ek weet nie en ek dink nie te veel aan goed nie. Ek dink op hierdie stadium kyk na wêreldwyd country musiek, het verander. Hulle meng nou pop met country, hulle meng hip-hop met country, dis country rock. Ja. So ek dink in die global country musiek het baie verander. Daar is definitief in Suid-Afrika, in my opinie, dalk 'n verwarring van wat country is en wat nie country is nie, maar soos ek sê, who cares what I think, really. Musiek universal, en ek dink 'n mens moet met die tye gaan. Ek dink die een ding wat 'n mens wel mis, en dit is iets wat ek uit my hart uit sê, die tipe respek en die tipe work ethics wat oom Lance James, Tannie Barbara Ray, oom Tommy Dell, Joanna Field, al daai name, ek mis dit, want ek dink is baie maklik om deesdae fame te kry, en dit gaan baie vinnig na jou kop toe, en daai klas van kunstenaars, die ouer kunstenaars, ek het so baie by hulle geleer, hoe om nederig te wees, hoe om, as jy by 'n show opdaag, iets wat ek nooit sal vergeet van oom Lance James, hy sou voor die show vir almal met die hand gaan groet, of jy nou by die sound gewerk het, of jy by die ligte gewerk het, en daai was iets wat by my tot vandag toe stiek. When I leave a show, I go and greet everybody that was on crew. So ja, ek dink ons kan baie by hulle leer, en ek het die voorreg gehad, Jimmy, maar ek dink ek was 9 jaar oud, toe ek vir die eerste keer vir oom Lance ontmoet, by ons hier in die Kaap het die Goodwood Country Showgrounds gehad, en Rocking Horse was die band wat vir hulle geback het daai tyd. So ek het 'n groot voorreg gehad om hulle te ontmoet toe ek baie jonk was, en soos ek sê, hulle het nooit verander nie. Ek het inteendeel die mooiste foto van my en oom Lance James, daai ontmoeting, daai eerste dag toe ek ontmoet het. So ja, ek mis hulle, en ek dink ons gaan vir ewig, hulle musiek gaan vir ewig in ons ore bly, hoor. Absoluut. Ek meen, jy weet, ons draai dit maar nog steeds vandag op die radio hierso in die val, en so ja, dit is net 'n besonderse jy weet, diep spore wat hulle getrap het in daai bedryf, en ek dink hulle was baie motivering, soos jy nou tereg sê, vir baie sangers wat vandag nou bekende sangers is. Ek het nou die dag ook met nog 'n sangeres gepraat, en sy het ook vir my gesê, Lance het altyd vir haar gesê, you know, go out, do your best, and do what you feel comfortable with doing. En jy weet, dit was haar woorde elke keer as hulle saam op 'n stage geklim het, sy dit vir my gesê, dis wat ou Lance altyd vir hulle gesê, en sy sê, dit was so inspirerend vir haar gewees, en sy sing tot vandag toe nog, jy weet, so. Jy kan, hulle het sulke diep spore getrap in 'n klomp van ons kunstenaars, dink hulle hande was altyd oop om te help, waar hulle kon, weet, ek weet iemand soos 'n Matt Hurter, het 'n baie groot rol gespeel in iemand soos Ray Dillon se career, want hulle het by die Music Farm gaan sing. So, daar's soveel stories van ons kunstenaars wat ons vir julle kan sê, weet, hulle het ons gehelp, hulle was nie net inspirerend nie, they really helped us, they wanted to be, ek het die voorreg gehad om 'n hele album saam met oom Billy en oom Bobby Angel, Billy Forrest en Bobby Angel het een van my albums produce, en dit was een van my favorite tye van my hele loopbaan, want hulle het my vriende geword, dit was nie net 'n kwessie van, dit was oom Billy en oom Bobby nie, hulle het regtig my familie geword, so, net voorreg om hulle te ken. Ja, absoluut. Nou sê gou vir my, jy het gesê nou toe jy nou klaar was met skool, jy het nou opgetree by verskeie plekke, jy het in pubs gaan sing en goed. Was dit, hoe was dit gewees? Ek meen, jy weet, ek dink altyd,
In Suid-Afrika is daar altyd ek het net hierdie gevoel as altyd 'n gebrek van lewendige opvoerings in plekke soos pubs en daai klas van dinge. Wat was jou ervaring gewees met dit? Was dit vir jou, ek weet dit was die begin en ek weet baie kunstenaars oor see, veral die country kunstenaars, jy weet hulle baie van hulle, jy loop dieselfde paadjies wat jy geloop het, jy gesê, jy weet, jy het 'n jaar en 'n half uitgehou universiteit, baie van hulle was varsity toe gewees, hulle het opgeskop en hulle het almal Tennessee toe getrek en daar het hulle nou begin met hulle country loopbane en vandag is hulle groot sterre. Maar ja, wat sal jy nou vir my sê rondom dit? Ek meen die sing in pubs en goed. As dit kom by die pubs, daai tyd jy kan nou teruggaan en vir al die kunstenaars gaan vra. Teen Shodong, vra vir Pieter Smith, vra vir hulle almal waar hulle begin and they're going to tell you in the pubs. Want dit is amper soos 'n leerskool. Ja. En dit was van my beste leerskool hoe om met mense te op 'n ander vlak, nie net op 'n groot stage te staan en duisende mense voor jou te hê nie. Ek dink om voor 5 dronk mense te gesing het in 'n pub op 'n Woensdag aand was dalk die beste leerskool wat vir my ooit kon wees. Want ek dink that it's a different learning school when you are not singing for the masses, wanneer dit letterlik net 'n passie is. Dis soos een groot oefening, daai shows, maar ek sal dit nooit, ek sal dit vir elke kunstenaar sê, wat daar buite is, wat waar begin ek? As jy wil sing, begin om 'n instrument te speel, begin om te oefen jou instrument, en dan gaan speel hom, soveel as wat jy kan, vir soveel mense as wat jy kan, vir so min geld as wat jy kan, om mee te begin. I think that keeps you humble, and it's a good learning school, life. Life would be a big learning school. So ek persoonlik is baie dankbaar vir al die shows wat ek gedoen het in die pubs, en ek het vir jare residency gehad, soos ek sê, elke Sondag, vir 2 jaar van my lewe het ek hier in Langebaan kom sing, en ek dink ek het R300 gekry daai tyd vir 4 ure se werk, en ek het dit gedoen. Ek sal kunstenaars daar buite sê, don't ever think that, jy weet, jy moet gaan sing, en ergens begin, en dit is onder. Dit is die beste plek te begin onder. Ja. Nou, ek weet in country is daar, ek het nou die dag gelees, daar omtrent so 22 subgenres in country, onder andere nieuw tradisionele country en daai klas van goed, wat baie groot is in Amerika. Hier in Suid-Afrika is dit nou maar, want wat jy kry nou jou Afrikaanse country, dis nie net alles Engels nie, ek meen daar's country in Afrikaans ook, wat baie goed doen. For sure. Weet jy, Jimmy, soos ek sê, die tyd het so verander op hierdie stadium. Ek dink, tyd het so verander van het ek klein was, selfone, daar's 'n nuwe hele lewe daar buite, en who am I to argue with that? Weet country musiek, ek is maar mal oor die tradisionele country, en ek hou van moderne country, maar solank as daar banjo, weet, daar's instrumente wat 'n klank is, wat eie is in country musiek, banjo, viool, fiddles. So, dis vir my, weet, ek is mal oor die nuwe, ek weet nie of ek heeltemal Beyoncé se nuwe album geniet het nie, ek persoonlik, maar each to their own. Each to their own, and soos ek sê, who am I to argue with what other people want to listen to? Ek dink op hierdie stadium, ek het op 'n ouer ouderdom geleer, hou in my baan. Ek hou met dit waarmee ek besig is, en ek konsentreer op dit wat ek doen, en ek probeer nie om my kyk nie, maar die son mag op almal skyn. Dit mag. Absoluut. Op Beyoncé ook, as hy regtig wil country sing, wat baie mense hulle bedenkinge, maar kom ons los dan maar daai enetjie daar. Nou, Sherry, sê gou vir my, jy het nou geraak aan instrumente. Is daar instrumente wat jy kan speel? Yes, ek speel gitaar, en dan my favorite instrument is om te speel is klavier.
Ek het op skool klavier gespeel, nie in my hoërskool nie, ek het dit ophou speel tot my spyt toe. Maar ja, ek is mal oor klavier, ek speel 'n bietjie bekfluitjie ook. So ja, musiek, weet jy, as jy musikaal is, music is in your blood. It's really in your blood. En my dad, my ma, dis in my bloed. En ek dink as jy musikaal is en jy weet jy wil 'n musiekloopbaan hê, gaan probeer. Dit is so maklik deesdae want jy kan op YouTube leer hoe om gitaar te speel. In die ou dae het my dad my geleer hoe om gitaar te speel. Ja. Ek het met my oë gesteel daar waar ek kon steel. Maar dit is so maklik deesdae om as jy 'n loopbaan wil hê, dis soos om 'n dokter te wees. As jy 'n dokter wil wees, dan moet jy die skills hê. Ja. As jy musikant wil wees, dan moet jy ongelukkig die skills ook hê. So dit is vir my, vir die jonger mense wat dalk luister, daar buite ook. As jy 'n loopbaan wil hê, dit gaan my advies wees, gaan koop, laat mamma en pappa vir jou 'n ou boks gitaar koop en gaan leer jouself hoe om gitaar te speel, want dit is baie maklik. So ja, ek is mal daaroor om musiek te maak. Ons het 'n studio by die huis ook. So elke nou en dan gaan dabble ek daar in die studio, maak ek my eie musiekies wat baie lekker is ook. Ja. So dis Cherie wat die Richard Clydeman van die Weskus? Ag nee, ek kan nie daar gaan nie. Ek is nie so goed laat ek myself ooit op 'n pedestal sou sit om 'n musikant te wees nie. Ek dink my stem is nog altyd my groot instrument, maar ek kan myself mooi help op 'n klavier en op 'n gitaar, maar ek gaan definitief nie sê Richard Clydeman nie. Sê gou vir my Cherie, jy en Wynand, ek weet julle is natuurlik baie bedrywig, julle is baie uit op die pad en toere en daai. Sing julle baie saam of is daar tye wat julle ook nou, maar obviously julle sing saam, maar is daar tye ook wat julle nou net die een genooi word en die ander ene moet basies nou maar kinders oppas, of gaan julle maar altyd maar saam? Ag, weet jy wat, ons is so bevoorreg actually, want ons gaan altyd saam. Okay. Dit was genoeg toe ons mekaar ontmoet. Ek het nog altyd met 'n musikant getrou het, nog altyd met iemand saam met wie ek musiek en 'n lewe kon deel. En ons het daai besluit geneem sommer vroeg, besluit dat ons hierdie ding gaan saam doen. Daar is definitief, ons is nie, we're not joined at the hip. Daar is tye, Wynand het nou onlangs weer sy Koos Doep show saam met Lefra begin, wat ek gaan glad nie saam nie, ek bly by die huis saam met die kinders en pappa gaan doen sy ding. So ons ondersteun mekaar, ons het albei solo loopbane, maar ons sing ook graag saam. En weet jy, in vandag se lewe ook, Jimmy, as ek mag sê, daar's genoeg koppels daar buite wat so lewe. Ja. So vir my en Wynand vir mense te vertel van ons 20 jaar saam, waar ons nog mekaar kwaad maak elke dag, wil ek hom verwrig en doodmaak, maar dis normaal. It's about staying together and remembering what it was that brought you together, weet, en ou dae. So ja, dis vir ons baie lekker om dit saam te kan doen, maar ons is definitief nie, weet, ek het nou onlangs ook 6 van saam met Sonette Bridges my eie musiek uitgebring, so weet, we support each other in whatever we want to do, maar het is baie lekker om saam te toer. Ja. Daar besonders lekker. Ja. En dan natuurlik jy en jy het nou net gepraat van Sonette Bridges. Julle is natuurlik baie goeie vriende. Sy bly nou in Amerika. So julle het nog seker gereeld nog kontak. Jy het nou net gesê julle werk nou ook saam en ja. Ons het nou ons het so 2 jaar terug vriende geword so oor die oseaan. En ja, ek het haar actually nog net een keer in my lewe ontmoet, blykbaar jare terug by die Narkiefees in Lurie. Maar weet jy, ons het connect deur 'n sang wat ek vir haar gestuur het, wat ek geskryf het. Ek het gesien sy's in Amerika, I don't know, ek het gesien sy het 'n studio en ek op daai stadium was ek independent, ek het hier by die huis musiek gemaak en is opgepas, Wynand het baie by die restaurant was hy betrokke. So ek was in 'n bietjie van 'n dip en ek en sy het vriendinne geword, letterlik oor 'n WhatsApp video call, oor musiek. En van daar af het sy vir my
die voorreg gegee om sy het 6 liedjies gaan opneem in Nashville. Oh. In 'n amazing studio. En sy het op daai stadium niemand gehad wat haar liedjies gaan sing nie. En ons het net geklik en ek het die voorreg gehad om haar 6 songs te sing. En daar's 5 van hulle wat al reeds al buite is. Die album se naam is Another Day. So die mense kan gaan luister na daai 5 amazing songs en die 6de ene is binnekort beskikbaar. Ek het 'n duet opgeneem saam met Neil Somers. Hy het 'n verskriklike beautiful Engels toon wat ek dink die mense weet hoe mooi hy sing regtig waar nie. So die liedjie se naam The Shape of Me. Dit gaan binnekort ook uitkom. So ja, ons is buddies. Sy is baie soos ek. Ons het baie in gemeen. Ons is amper die Gypsy Souls. Sy's 'n Gemini, ek is 'n Gemini. Ons function dieselfde, ons het dieselfde uitkyk op die lewe, ons het dieselfde verhoudings wat ons met ons paas gehad het, is presies dieselfde. Ons is daddies, girls. So ons het baie in gemeen en ek is baie dankbaar vir 'n vriendskap wat ons het, ja. Nou die liedjie wat jy vrygestel het, Haat. Vertel vir ons 'n bietjie van dit. Want dit is 'n besonderse liedjie. Weet jy, Jimmy, as jy gaan luister na al die liedjies wat ek uitgebring het onder haar record label Rivers and Bridges Music, dit is besonderse songs. Wat sy uitgebring het. Haat is een van my favorites uit die liedjies. Dit is nogals, it describes how I felt when I met her. It was a coming out of the shadows. Die woorde is moving out the shadows, coming out of the rain. Maar daai liedjie is 'n gesprek met jou eie hart. Ja. It's about telling your own heart. It's time to move on. En dit was groot, soos ek sê, toe ek haar ontmoet, het ek regtig waar gevoel ek is in 'n bietjie van 'n gat, nie heeltemal seker wat my volgende move sou wees nie. So, ja, ek dink mense, as jy jouself 'n guns wil doen, gaan luister regtig waar na die 5 besonderse songs wat sy, ek weet Werner Bekes het ook van die ook saam met haar geskryf op die liedjies. Maar international, as jy my vra, ek dink dit is regtig waar, dis iets besonders. En Haat, ja, dis net so mooi soos die ander 4 songs. Dis baie beautiful. Ja. Nou sê gou vir my, en ek wil net afsluit met hierdie ene, The Valley. Is natuurlik 'n liedjie wat jy nou geskryf het vir jou dad. En dit is seker 'n besonderse liedjie wat na in jou hart is, nie? So daai liedjie het so net vir haar dad geskryf. Vir haar dad geskryf. Vir haar dad, vir Blessed Bridges. Dit is die eerste liedjie toe ek en sy vriendinne word. Ja. Dit was die eerste liedjie wat sy my gestuur het, wat sy nou in Nashville gaan opneem het. Ek sien ja. Ja, dit is regtig waar een van die top 3 mooiste liedjies wat ek nog ooit opgeneem het. En dit is regtig waar vir my en Jeanette se verhouding begin het, maar The Valley it's a beautiful song that tells a story, want ek het ook gewonder, as jy dink, weet my pa's ook in die hemel, hoe lyk die hemel? 'n Mens wonder hoe lyk die hemel. Absoluut. En alles wat sy in daai song geskryf het, was presies waar ek gedink het my eie dad is. So, ja, hierdie liedjie is so daar was 'n konneksie tussen julle twee gewees met die liedjie wat sy geskryf het. En dit was die eerste liedjie wat sy vir my uit Nashville uitgestuur het, om te sê, dit luister hierdie sang, en dit was waar die connection regtig waar begin het, maar top 3 van my gunsteling songs wat ek nog ooit opgeneem het. Ja. Nou sê gou vir my, Cherie, net so ter afsluiting, wat lê voor vir Cherie, die sangeres? Wat kan ons nog van jou verwag? Ek weet baie musiek asseblief, maar wat nog? Nee, ek gaan definitief nog baie musiek maak. Ek dink hier's 'n groot deel hier binne my wat ek smag om weer miskien my musiekskool oop te maak, my sangskool hier in Langebaan oop te maak. My kennis, ek dink ek wil my kennis nou ook 'n bietjie oordra na die jong generasie toe. Maar ek vir nou, ek dink as ek net elke dag my oë kan oopmaak
Is ek baie dankbaar daarvoor en ek sal nie ophou musiek maak nie. Ek dink dit is ek gaan soveel songs sing as wat ek kan op hierdie stadium. Ek het dit actually verlede week besluit. I'm just gonna keep on singing. Alles wat in my hart is, alles wat ek daar buite wil sit, gaan ek begin doen. So ja, dis wat die toekoms